Goeiemôre my liewe Marenski matters, my vriende. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ons het lanklaas gepraat. Ekskuus, ja wel. Dit gaan maar so. Ek wil vanoggend met jou iets baie persoonliks praat en baie gevoelig, dalk sensitief, maar baie belangrik. En die vraag is, het God jou gekies omdat jy spesiaal is of het God jou spesiaal gekies? Daar's 'n groot verskil. As ons na Deuteronomium 7 vers 7 kyk, dan sien ons dat die Here sê vir Israel, sy volk, wat hy sy oogappel noem, ek het julle nie gekies omdat julle spesiaal is nie. Julle is eintlik die minste spesiaal. Kyk maar bietjie, julle is die geringste onder al die volke. En ek wil hierdie ding sê dat jy verstaan hoekom dit vir my belangrik is dat jy dit verstaan. Want solank as jy soek na die kwaliteit binne in jouself, solank gaan jy teleurgesteld wees, want jy gaan al hoe meer, en dis reg ook, probeer om die Here se hart bly te maak, om die regte goed te doen, om mense bly te maak, en om dan baie keer ook mense se toestemming en instemming te kry. En hoe meer jy na binnekant toe soek vir hoe spesiaal jy is, hoe meer kom jy agter, maar ek is nie. Ek bedoel, daar's baie mense wat baie beter is, ek baie beter lewens lei, baie ryker, baie meer talentvol, baie meer geld, baie 'n beter lewensgeskiedenis, nie soveel foute gemaak het nie. Noem dit op, jy kan 110 goed doen en al daai goed gaan vir jou sê en die Satan gaan na jou toe kom en vir jou sê, maar kan jy sien, jy is nie spesiaal nie. En dis die punt, dit is wat die Here sê, jy is heeltemal reg, duiwel. Hy is nie of sy is nie spesiaal nie, maar ek het haar of hom spesiaal gekies. Ek maak van hom of van haar iemand spesiaal. Dit is die boodskap van die Bybel. En die probleem is met ons samelewing, is die teenoorgestelde. In plaas daarvan dat ons kyk na die heerlikheid van God en sy liefde vir my, dat hy my gered het, omdat hy wil, omdat hy die geloof, Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, 'n gawe, die geloof is 'n gawe van God. God het dit vir my gegee uit genade. Hoekom glo jy? En hoekom glo 'n ander ou nie? En hoekom probeer jy iemand anders oortuig om te glo, maar hy glo nooit nie? Wat is die verskil? Die verskil is dat God hom dalk nie spesiaal gekies het nie. Ons weet nie, en ons moet ook nie van die uitverkiesing hierdie ding gaan maak, wat baie mense van maak, dat ek is belangrik en jy is nie, want wat. Die punt van die uitverkiesing en die punt van die Bybel, is dat God jou spesiaal kies wie hy wil, wanneer hy wil, solank as hy wil. Die heerlikheid, die genade, die grootheid, die eer, die lof, die aanbidding, is God se. Ek het jou nie gekies, omdat jy spesiaal is nie, Israel. Jy is die geringste van al die volke, sê hy vir die volke in Deuteronomium 7 vers 7. En as jy gaan kyk na die plek van Israel, dan verstaan jy ook wat gaan aan. Israel, die land Israel, was die middelpunt. Hy was die roete, die kruisroete, die kruispad van al die groot koninkryke van daai tyd. En die groot koninkryke het maar gesentreer rondom die Tigris en die Efrate rivier daar, waar Pakistan en Turkye en Irak, Turkye en Irak en Pakistan is, en Egipte, die Nylrivier onder, en dan die Middellandse See gebied. So al die verskillende groot koninkryke het hulle moes, as hulle met mekaar oorlog maak of wou, reis of belangrike besigheid gaan doen, moes hulle deur Israel reis. So Israel was die vertoonvenster. Israel was as jy wil praat van 'n bemarkingsplek, soos in 'n stad waar hulle 'n groot advertensiebord opsit wat almal kan sien. Israel was die plek waar almal by God verby moes gaan, by sy tempel, by Jerusalem verby moes gaan. Almal het hierdie stad gesien, almal het geweet van Israel. En die Here kies vir jou en vir my, want hy gebruik ons in sy genade en sy liefde. Hoe meer ons gaan soek na die spesialiteit in myself, hoe dieper gaan ek in 'n grot, soos die Engelse sê, down the rabbit hole. Jy gaan al hoe verder weg van die heerlikheid van God. Maar as jy begin opkyk en sien, maar ek is nie spesiaal nie, maar my God is spesiaal. My God het sy seun, Jesus Christus, gestuur, sodat hy vir my sterf en, baie belangrik, opstaan. Dat hy my 'n erfgenaam maak van sy ewige wêreld, sy ewige koninkryk. Dat hy my bo die engele kies, om sy kind te wees.
En daarom, liewe Merensky Mater, is my taak en my roeping op aarde nie om spesiaal te wees nie om mense te beïndruk nie om selfie foto's heeltyd van myself te neem en Facebook foto's te wys hoe belangrik is ek en jy weet in die geselskap te sit en praat oor myself heeltyd nie, maar om te praat met ander mense, dat ek verdwyn, dat mense God se liefde in my lewe kan sien, dat ek hulle oë oopmaak, dat ons almal as mense eintlik niks is nie. Jy sien, dit is die probleem. Die probleem is, ons wil spesiaal wees, want ons verstaan nie wie God is nie. As ons verstaan wie God is, as ons verstaan hoe groot en genadig en liefdevol en geduldig hy met ons is, sal ons vergeet van onsself. En interessant, hoe meer ons vergeet van onsself, hoe meer raak ons lewe sinvol, hoe meer raak die kleinste goedjies wat ek doen spesiaal, want ek hoef nie nou in te wees by enige iemand nie, en enige iemand hoef nie nou vir my goedkeuring te gee, dat jy, weet jy wat, jy verdien het om in my vriendekring te wees, of weet jy wat, jy is op my level, of weet jy wat, jy is spesiaal, want ek is spesiaal nie. Jy hoef nie, want God het jou spesiaal gekies, al is jy nie spesiaal nie. God het jou spesiaal gekies. Dit maak jou lewe, jou roeping spesiaal. En dis wat die Here vir Israel sê, julle moet my priesterdom wees. Met ander woorde, julle taak in hierdie wêreld, daar waar ek julle in hierdie middelpunt van die verkeer gesit het, is dat mense in julle lewens my heerlikheid, my genade en my liefde sal sien. Dis hoekom jy, as jy in die tempel van Israel ingegaan het, sou jy nooit 'n beeld daar gekry het nie. Al die ander afgode het beelde gehad. Binne in die tempel van God was daar geen beeld nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê God het die mens na sy beeld gemaak. Hoe meer mense is, hoe minder spesiaal mense wil wees in hulle self, hoe minder selfgerig hulle is, hoe meer raak hulle bruikbaar in God se genade en God se liefde. Ek het jou nie gekies omdat jy spesiaal is nie, sê die Here. Ek het jou spesiaal gekies. Shalom.